om die kinders hier saam met ons te sien. Hallo julle. En baie welkom by vanoggend se diens. Groete daar van die Oosgemeente ook af. Ons eerste keer dat ek terug is daar. Vanoggend het ons 'n vol klein kerkie gehad. Ons moes stoele regskuif. So prys die Here vir dit ook. Hou aan bid vir die werk daar en dank die Here ook vir dit wat hy daar sou doen. Net 'n paar vinnige afkondigingkies wat ek net julle wil herinner. Tannie Esther en Charles Halliday, kan ons asseblief nog voorbid. Die oom gaan nie goed met die oom nie. Gaan regtig baie sleg met die oom. En so bid asseblief vir hulle en dat die Here genadig sal wees. Bid vir hulle familie wat rondom hulle is. Hulle het daarom 'n goeie supportnetwerk, so onthou hulle in julle gebede. Dan al die selgroepleiers volgende Sondag na afloop van die diens wil ek julle net vir 10 minute gou in die kerk sien asseblief. So al die selgroepleiers na afloop van volgende Sondagoggend se diens 10 minute hier in die kerk asseblief. Dan is ons baie excited om ook te vra dat julle vir Deidre en Frikkie sal bid. Môre is dit sulke tyd, nee? Gerrie, waar is julle? Daarso. Môre is dit sulke tyd. So hulle is super excited. En so bid asseblief vir hulle. Sy gaan môre in en môre word hulle 'n ma en pa. As alles goed gaan as die Here wil. So ons is dankbaar vir dit, dankie Ben. En ons is dankbaar daarvoor en bid asseblief vir hulle. Ek onthou by die laaste Moedersdag, nee Gerrie, was sy so depressed geweest. En soos wel almal en hierdie Here hulle geseën met 'n baba en ons kan nie wag om hom te sien nie. En dan laaste afkondiging. Hierdie is nie vir julle wat hier is nie. Hierdie is vir julle wat na my luister op die video. Veral ons lidmate in die kerk. Ons wil vra dat julle sal terugkom kerk toe. Ek dink ons is op 'n plek waar die ouderlinge gesels het en besluit het, ons gaan mense aanmoedig om terug te kom kerk toe. Ons gevoel is dat meeste mense al leef, dat meeste mense winkels toe gaan, dat meeste mense saam met familie in elk geval kuier. So tensy jy 'n baie goeie rede het, gaan ons van jou verwag om kerk toe te kom. En so moedig mekaar aan om kerk toe te kom en die gesamentlike byeenkomste te kom bywoon. Veral as jy 'n lidmaat van die kerk is. Die Bybel leer vir ons in Hebreërs 10 vers 24 dat ons nie moet wegbly van die onderlinge gemeenskap af nie. Nee, ons mag nie, dis 'n Bybelse beginsel. So ons wil jou aanmoedig om kerk toe te kom. En as jy 'n lidmaat is, gaan verwag ons van jou om kerk toe te kom. En jy hoef nie stil te wees in die kerk nie, dis okay. So kom kerk toe asseblief, laat ons mekaar bemoedig, laat ons groei in die Here, maar dit is belangrik, hierdie goed is belangrik. Ons gaan vandag vir koffie na die tyd hê, kom drink asseblief 'n koppie koffie saam met ons, en ons vertrou regtig die Here dat hy hierdie jaar in ons gemeente en in ons lewens iets spesiaals sal doen. En ek dink julle weet, in ons kerk is ons besig om 'n kerk, al hoe meer 'n kerk te word waar ons die verantwoordelikheid vat vir die kerk. Waar dit nie afhang van Lukie nie, maar afhang van my. En waar jy besef, jy is net so vol van die Heilige Gees as ek, as jy 'n gelowige is. En dat die Here jou kan en wil gebruik. So net daai paar afkondigings, ek gaan vir ons bid, en dan gaan ek oorgee in die musiekspan. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n oggend wat ons net kan sê, Vader, ons het U nodig. Ons loof en prys U vir die goedheid en die genade in ons lewens. En ons bid dat U ons sal help, Here, om 'n kerk te wees en om mense te wees wat God tevrede stel. Vir vanoggend bid ek dat U die diens sal seën, Here, dat as ons saam sing, dat ons harte op U gerig sal wees. As ons na die woord luister, dat U met elkeen van ons sal praat, Here, en ons sal leer en ons sal help om Jesus te sien. Dankie dat U Gees hier is en dat U werk, Here. Laat dit so wees, in Jesus naam vra ek dit. Ons bid ook, Here, vir Deidre en Frikkie môre, dat U hulle sal seën. Ons is so dankbaar, Here, en ons bid dat alles goed sal verloop en dat ons sommer gou daai geskenk van God sal kan sien en ontmoet. Ons bid ook vir Charles, dat U veral vir hom, en nie vir die tannie, maar veral vir die oom wat baie siek is, dat U hom genadig sal wees, Here, en dat U hulle sal help, dat U met die tannie en die familie sal wees, en hulle sal seën met nabyheid. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Dankie, Mario.
Kom loof die Heer, Kom loof die Heer, alle kragte van die Heer, alle kragte van die Heer, wat s'nags in die huis nags in die huis van die Here staan. van die Heer is daar. Geef op julle hande na die heiligdom en loof die Heer, en loof die Heer. Come bless the Lord, Come bless the Lord, all ye servants of the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by who night stand by night in the house of the Lord. in the house of the Lord. Lift up your hands to the holy place and bless the Lord, And bless the Lord, and bless the Lord. Met my hande omhoog, met my handen omhoog, met my mond wil ek loon, met my mond wil ek loof, uit my hart wil ek sing, en dankoffer bring. Van my Jesus wat lief, van my Jesus wat lief, van my Vader wat hier, van my Vader wat hier, uit my hart wil ek sing, en dankoffer bring. With my hands lifted up, with my hands lifted up, and my mouth filled with praise, and my mouth filled with praise, with the heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. I'll bless thee, O Lord, I will bless thee, O Lord. I'll bless thee, O Lord, With the heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. Majesteit, heerlijke majesteit, bring aan Jesus die lof en die heerlijkheid. Majesteit, heerlijke majesteit, offer aan hom dankbare lof, hy is die Heer. Kom en verhef die naam van Jesus Christus. Kom en verhef, loof almal saam die naam van die Heer. Majesteit, heerlijke majesteit, eeuwige Heer, koning wat leef, bring hom die eer. Eeuwige Heer, koning wat leef, bring hom die eer. Ons gaan nog een koortjie sing, dan gaan ons na die boodskap luister. The zeal of God has consumed me deep in my soul, a flaming fire that burns brightly, a fire that never can be quenched. The zeal of God has consumed me deep in my soul, a flaming fire that burns brightly, a fire that never can be quenched. Our God is an awesome God, He reigns from
is 'n wonder, God hy heers, op sy hemeltroon sy seën. En by ons kom voor ons God is 'n wonder, God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom and power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Die gemeente sê, amen. Ek het laas jaar aan die einde, my laaste preek wat ek hier gepreek het ek die eerste deel van hierdie boodskap gepreek. Die tema van die boodskap is moed vir moeilikheid. En vandag gaan ek deel 2 van moed vir moeilikheid met julle deel. Voor ons dit doen, kom ons bid net saam. Here, U is regtig 'n wonder God, 'n wonderbaarlike God, 'n lieflike God, 'n asemrowende God, 'n regtig amazing God. En ons harte loop oor van lof en aanbidding as ons aan U dink. Here, my gebed is dat as ons aan Jesus dink en as ons aan God dink, Vader, Seun, Heilige Gees, dat ons in verwondering sal staan. En dat ons oopmond sal kyk en sal sê, Jesus Christus is koning. Tot eer van U naam bid ek dit. Help ons om te verstaan, help ons om te hoor, help ons om te glo. In Jesus naam, amen. Goed, so 2 Korintiërs hoofstuk 1, ons rewind so 'n bietjie. Niemand van julle kan onthou wat ek laas keer gesê het nie, want dit is nou laas jaar, nie laas week nie. Gewoonlik dink ek, as ek so kyk, partykeer onthou min mense wat ek laas week gesê het, never mind laas jaar. So ek gaan julle net so 'n bietjie herinner oor wat ons laas jaar gepraat het. Ons het vers 3 tot 5 gekyk by die vorige preek, moed vir moeilikheid deel 1. En ons het gekyk hoe uit God se liefde vloei ontferming en uit sy ontferming vloei bemoediging. Hierdie idee dat God die bron is van bemoediging. Alles wat ons nodig het om bemoedig te word, is primêr nie by mense nie. Lê primêr nie by ander nie, lê primêr nie in besittings nie, nie in goed nie, maar by God. Waar bemoediging kom van hom af. En ons het gesien dat die Here, ons het die vraag gevra, hoe bemoedig die Here sy kinders? En onthou, net gelowiges kan bemoedig word deur God. Ongelowiges kan nie bemoedig word deur God nie. Want hulle is in vyandskap met God. Maar gelowiges word bemoedig deur die Here, deur sy Gees, deur sy woord, deur gebed en deur sy kerk, het ons gesê. En ons het ook gesê dat ons nie net bemoedig moet word nie, maar dat ons na ander moet uitreik en ander bemoedig. Want alhoewel God die bron van bemoediging is, gaan ons vandag sien dat die Here ons lewe gebruik om ander ook te bemoedig. Maar onthou, dis wat God in ons primêr doen, wat dan oorvloei na ander toe. So ons is in vers 6. Is julle met my? Alright, ek sien niemand is met my nie, is julle met my? Alright, dit lyk beter, is julle wakker? Dankie. 2 Korintiërs 1, vers 6. Het ek gesê 1 Korintiërs? Sorry, dis 2 Korintiërs 1, vers 6. Dis waar ons nou is. Dankie julle. Ek wil sê ek sien confusion in julle gesigte. Dankie dat julle julle hande opgesteek het. Goed. Vers 6, kom ons begin by vers 6 en ons gaan hom weer vat so stuk en probeer omdop en ontwikkel, uitgrawe wat God vir ons uit sy woord sê. Vers 6 sê, as ons dus in beproewing kom.
is dit. Onderstreep die woord is dit in jou Bybel as jy het. As ons onderstreep en is dit onderstreep. En dan onderstreep jy dat julle. So kom ons lees die sin. As ons dus in beproewing kom, is dit dat julle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons verduur. Goed, so ons gaan terug na vers 4 en vers 4 staan daar, daarom kan ons ook ander bemoedig wat allerlei beproewinge wat in allerlei beproewinge verkeer. Met ander woorde, wanneer ek deur moeilikheid gaan, is daar hulp. Hierdie vakansie waar ons vakansie hou, is daar so 8 km grondpad wat jy moet ry. Maar dit is 'n verskriklike grondpad. Dit is gate en sinkplaat, jy weet die grondpad het mos soos 'n sinkplaat word en naderhand weet jy nie waar om te ry nie. En dis 'n geskittery en dis altyd jy weet jy het grondpad gery en dit was rof. As jy by die teerpad uitkom en dit is net soos jy al dit gevoel, dit is so stil en rustig. My vrou haar daai grondpad soos 'n passie. As jy nou haar wil toets, dan moet jy nou laat sy daai grondpad ry. Dit maak haar baie nervous. En so die lewe is ook maar so partykeer. Partykeer is daar grondpad in jou lewe. Partykeer gaan dinge rof en dit skud en jy weet nie hoe om te leef nie. Maar die goeie nuus is dat in die grondpad God nog steeds aan die stuur is. Hy het nog steeds sy hande op die stuurwiel, nie jy nie. En na die grondpad gaan daar weer 'n teerpad kom. Grondpaaie is nie vir altyd nie. Dis vir 'n tydperk. En iemand moet haleluja sê vir dit julle. Want dit voel nie altyd so nie. As jy op die grondpad is, voel dit of hierdie vir altyd gaan vat. En partykeer is daai vir altyd, wanneer ons doodgaan in die hemel, is daar nie grondpad nie. Dis wonderlik. Partykeer is daar grondpad, miskien is die laaste dekade van jou lewe net grondpad voor die hemel toe gaan. Maar die punt is, grondpad hou nie vir altyd nie. Nie op die aarde nie, maar ook nie in die hemel eendag nie. Die waarheid is, iemand in hierdie vertrek is nou op die grondpad in hulle lewe. Dis net hoe dit lewe werk. Iemand vandag hier is op die grondpad. En dit skud en is moeilik en jy wens dit wil net ophou. Party van julle is op die teerpad en dis ook okay. Maar wat doen ons as ons daar is? Paulus wil vir ons sê dat ons lyding help om ander mense te bemoedig. Paulus se lyding lei tot die bemoediging van die Korinte. Sy lyding, hy praat van dat dit vir julle bemoediging en gered, dat julle bemoedig en gered kan word, nie? Die redding hier praat nie van Paulus gaan hulle red nie. Die redding kom van Jesus, nie, en sy verlossingswerk, wat die bemoediging kom van hom af. En dis die werk van die Heilige Gees om mense te red. Maar hier's wat hy sê. Nou as ek op daai grondpad ry, en hier kom 'n ou net op die grondpad, en ek staan daar langs die grondpad en ek huil, en hy sien ek se trane, en die familie hou vas aan die seats, en almal is bekommerd. Hoe dink jy gaan hy daai grondpad ingaan? Dit gaan taaf wees, nee? Ek het hierdie jaar, die snaakste ding, ek het 'n papband gekry met 'n klip. Nog nooit in my lewe, soos 'n spyker wat gewoonlik in jou wiel druk, het 'n klip in my wiel gedruk, en dis 'n vreemde ding. Maar as jy 'n ou langs die pad sien met 'n band wat af is, dan dink jy, dit maak saak wat mense sien van die manier hoe ek en jy op die grondpad die pad loop. En wat Paulus sê is, as mense kyk na jou, hoe loop jy die grondpad? En ek moet eers hierso sê, onthou ons sê altyd, dis okay om nie okay te wees nie. Jy hoef nie die hele tyd alles bymekaar te hou, en jy hoef nie op die grondpad te ry en te sê, woehoe, ons is op die grondpad, dis fantasties, maar dit is nie. Jy hoef nie te maak of dit lekker is nie. Ek dink wat die Bybel sê is, op die grondpad moet jy sê, hierdie is moeilik, ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie, maar God is in beheer, so ek gaan in hom rus. En wanneer ander mense dit sien, dat jy nog steeds vrede het, al in 'n omstandighede waar daar geen vrede is nie, dan is dit 'n getuienis vir hulle. En dit het krag. Dat God jou lyding gebruik om jou te verander, is waar, maar ook
wat ook waar is dat hy jou grondpad gebruik om vir ander 'n getuie te wees van wat gebeur as 'n kind van God op 'n grondpad is. Bybel sê, God laat ons partykeer paadjies loop wat ons nooit gedink het ons sal loop nie. Maar is tot eer van sy naam dat dit gebeur. Ons doen dit alles om julle ontwil, sê hy in 2 Korintiërs, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer en God ontvang meer eer. Sien jy die idee wat Paulus vir ons wil sê is, wanneer meer mense tot bekering kom, kry God ultimately meer eer en dis waar alles gaan. As jy ooit wonder waaroor gaan jou lyding en jou moeilike pad, dis sodat God eer kan kry in die lyding. Maar wat ons baie kere doen, ons vergeet dat lyding 'n realiteit is van selfs 'n Christen se lewe. En ons dink alles moet net lekker gaan, maar dit gaan nie altyd so nie. Mense in Korinthe het lyding beleef, nê? As Paulus vir hulle skryf, jy die brief gaan lees, hulle het nie dieselfde lyding as Paulus beleef nie, hulle is op dieselfde grondpad nie. Mense se lyding is verskillend. Elke mens is uniek. Almal se lyding is nie dieselfde nie. Maar almal gaan deur lyding. En in Korinthe sien ons daar was mense wat ongeredig 'n man of 'n vrou gehad het, gelowige. Daar was dwaalleraars wat baie bekleierery veroorsaak het. Daar was hofsaake, daar was finansiële druk, daar was huweliksprobleme. Daar was 'n klomp goed wat fout gegaan het in die kerk. Hulle het moeilikheid geken. Daar was vervolging. En al hierdie goed gebeur, dis 'n realiteit, maar dit gebeur sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. Nou, onthou as jy die woord sodat sien, moet jy weet, dis die rede vir jou moeilikheid, sodat jy gaan grondpad loop, sodat jy met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons verduur, sodat jy geduldig kan word in jou pad. So moeilikheid produce geduld en inleiding. So die produk van moeilikheid is geduld en lyding. Dis wat die uitkoms is. So hoe geduldig is julle in lyding? Partykeer is ons okay, né? Dit hang af wat se tipe lyding ons hiervan praat. Vanoggend het ons my karsleutel gesoek. Ek weet nie hoekom nie, maar ons soek altyd karsleutels in ons huis. En ek het, jy weet hierdie groot munisipale asblikke, ek was binne een van hulle gewees. Ek het alles uitgepak, want ek het gister goed weggegooi nadat ek met die kar gery het. Nou, ek het geshower, maar nie worry nie, 2 keer. En ons soek oralste en dit is net 'n baie de mekaar oggend in ons huis. Miskien is dit bietjie moeilikheid, maar dis nie einde van die wêreld nie, reg? Moeilikheid, die ergste tipe moeilikheid is verhoudings en gesondheid en finansies. Daai tipe grondpad is moeilik. En vir elke ou is dit anderste. Ek het geleer in die lewe, iemand wat dood in die gesig staar, en iemand wat dalk net iemand het iets leliks vir hulle gesê, hulle ervaar moeilikheid en pyn, amper op dieselfde manier. Al is dit nie volgens ons, as ons dit beoordeel menslik, ja, jou pyn is nie so erg soos daai ou se pyn nie, maar hulle voel dit dieselfde. Maar is dat ons geduldig moet word in ons lyding. Maar ons is ongeduldig, en ek dink, daar's 3 redes hoekom mense wegbeweeg van God af, wanneer daar lyding is, in plaas van nader aan God toe. En ek dink die eerste rede is, hulle is kwaad vir God oor die lyding. Mense beweeg nog verder weg van God af, wanneer lyding kom, want hulle is kwaad vir God. Hoe kan u dit toelaat? Hoekom doen u dit? Here, ek verstaan nie. Dis soos wanneer kindertjies goed wil hê en hulle verstaan nie hoekom hulle dit nie kan kry nie, of hulle verstaan nie hoekom hulle dit moet doen nie. Wie van julle kinders hou van huiswerk doen? Julle kan nie wag om by die huis te kom huiswerk doen nie. As jy by die huis kom, sê vir jou ma, mama, papa, ek kan nie wag om huiswerk te doen nie, ek wil net huiswerk doen. Meeste doen nie, nee, is ek reg? Daar's 'n baie gehoorsame en goeie kinde agter. Meeste doen nie.
Maar mamma en pappa sê vir julle, julle moet huiswerk doen. Hoekom? Omdat hulle julle liefhet, want hulle wil hê julle moet deurkom en actually skool klaarmaak een of ander tyd, né? Net so laat God ons partykeer moeilike goed doen omdat hy wil hê ons moet groei in ons verhouding en kennis van hom. Dis dieselfde. Maar partykeer raak ons baie kwaad vir God. En is amper asof jy God vermy, want hierdie is erg, Here. Die tweede rede is, hoekom mense wegbeweeg af van God, is hulle leef nie naby aan die Here nie. En hier praat ek van gelowiges, wat net nie naby aan die Here leef nie. En as die grondpad kom, is hulle nie gereed nie, en hulle beweeg net nog verder weg. Dis kom so belangrik is om stilte tyd te hou, om met die Here te wandel, 'n pad met God te stap. Dis hoekom dit so belangrik is om hier by die kerk te wees, om met ander gelowiges te connect, om jou verantwoordbaar te hou. Al daai goed is belangrik, dat jy nader aan God kan lewe, dat wanneer die grondpad kom, jy reg is. Die laaste een is, mense is net nie Christen nie, en wanneer moeilikheid kom, kan hulle nie minder omgee oor God nie. En hulle beweeg nie nader aan God nie. Sien, hier's wat kinders van die Here, die Bybel sê kinders van die Here moet doen, wat Paulus vir ons leer. As jy die grondpad slaan, klim uit agter die stuurwiel en maak seker God is agter die stuurwiel. En vertrou hom dat hy jou aan die kant sal uitkry. Al kan ek dit nie sien nie en al kan ek dit nie verstaan nie. Dis wat belangrik is. Hardloop na God toe. Vat 'n oomblik om net te dink. Moenie net optree en kwaad wees. Vat 'n oomblik om te dink en bid en hardloop na die oop arms van Jesus toe. Die Here Jesus is vir ons so 'n voorbeeld. Hoe hy die Vader aangeroep het in doodsbenoud. Laat ons na Jesus toe hardloop. Vers 7 sê, en wat julle betref, het ons 'n vaste verwagting. Ons weet dat dit net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die bemoediging deel het. Laas keer het ons 'n bietjie daar gepraat, né? So die Bybel sê baie lyding, baie bemoediging. 'n Vaste verwagting. Dat alles gaan oukei, dat die Here besig is om julle te werk. Dis amper dieselfde tipe taal wat hy gebruik in Filippense 1:6, as hy sê, man, ek weet dat God die werk wat hy in jou begin het gaan klaarmaak. Ek weet dit. 'n Vaste verwagting, en ons weet, ons glo, ons het geloof, ons ken die feite, die Bybelse kennis maak saak. Dit wat ons weet in die Bybel van God maak saak. Dit wat ons glo oor sy beloftes maak saak. Beloftes is baie min in die lewe so belangrik as wanneer jy 'n grondpad slaan. Dan raak God se beloftes en God se woord baie belangriker as wanneer jy op die teerpad is. Want jy moet daaraan vashou. Want waaraan hou jy vas as jy op die grondpad is? Waarna gryp jy as jy op die grondpad is? Al die goed wat jy kan sien met jou oë, as jy aan dit vasgryp, gaan dit jou net op die grond los. God is die enigste anker wat staan. En God bemoedig sy kinders wanneer jy dit nodig is. In Handelinge 18 as die Jode mislik is met Paulus en hulle gee hom harde tyd en dit lyk weer donker, dan sê die Here vir hom, moenie bang wees nie. Hou aan met preek en moenie stil bly nie. Want ek is by jou. Die Here weet wat Paulus nodig gehad het op daai stadium. Selfs Paulus het nodig gehad om bemoedig te word, dat God vir hom sê, ek is met jou, ek is met jou. Matteus 28 vers 20 sê die Here Jesus, ek is met julle tot aan die einde. So jy is nooit alleen op die grondpad nie, dis die beste nuus ooit. Jy is nooit alleen op die grondpad nie. As jy 'n kind van God is, jy nooit alleen nie. Vers 8. Ons wil hê broers en dan susters ook uit die aard van die saak, dat julle moet weet van die moeilikheid wat ons in die provinsie Asia ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop op die lewe laat vaar het.
Nou Paulus, weet julle, deel van sy ervaring as 'n man as wat swaar gekry is, dat hy was hoeveel keer in die tronk, hy het hoeveel keer in opstande, het mense in opstand gekom teen sy prediking, hy is mishandel, hy is 5 keer die 39 houe plus bietjie ekstra vir Paulus, het hy gekry. Ek sê altyd vir julle, as jy Paulus ontmoet het in 'n vertrek soos hierdie vandag, sou almal geweet het wie Paulus is, nie omdat jy 'n foto van hom op jou selfoon het nie, maar die merke aan sy gesig en aan sy lyf sou vir jou gesê het, dis Paulus. Want hulle het hom met klippe doodgegooi en geskop en gedink, ja, hy lyk dood, kom ons los hom hierso. Sy rug, as jy sy rug sou sien, sou dit jou nagmerries gee vir weke. Want hy het lyding en moeilikhede beleef, wat ek dink die meeste van ons op daai vlak beleef nie. Tog ervaar ons dieselfde gevoel as ons ly. En Paulus sê, my lyding moet vir julle lig gee. So, einde laas jaar toe ek die operasie in my hand gehad het, loop ons daar op die plot rond en in die aand en ek dra iets en Natasha moet die liggie vir ons lig hou. En ek is gewoonlik die man make fire. Ek is die ou wat lig hou en ek wys vir die gesin waar om te loop. En Tasha, ek oorhandig toe nou die fakkel aan Natasha en sy gaan vir ons lig gooi. En ek het so 'n wonderlike vrou en die heel aand lig sy vir my. So sy loop so en dan lig sy laat ek nou nie val nie. Sy is seker bang ek val en breek nog iets. Maar ek sê toe vir haar op 'n stadium, liefie, lig net daar waar jy loop en dan sal ek sien. Dan loop ek net daar waar jy loop. En sy het dit gedoen en dit was wonderlik. Ek net geloop, daar waar ek sien haar voete beweeg, het ek beweeg. Wanneer ons op die grondpad is, dan kan ons kyk na die lig wat die woord vir ons los en ons kan dit volg. Ons kan kyk na die lig wat ander mense in die kerk vir ons los en ons kan dit volg. En die lig wat ons los, sal iemand anders te volg. Is dit nie cool nie? Dat God jou kan gebruik, in jou moeilikheid, kan gebruik om vir iemand anders iets te beteken. Ek dink die gevaar is, en as ek net vinnig met julle kan praat oor, die gevaar is, partykeer wil Christene maak of alles oukei is as jy op die grondpad is. Dis die grootste fout wat ons maak. Ons wil vir die wêreld wys, ons is oukei, want ons wil nie hulle moet dink Christene is swak nie, en ons wil nie dink hulle moet dink God is swak nie. Wees net reël. Huil, maar huil met jou oë op God. En mense sal dit raak sien. Jou oë op God en hoop in jou hart. Dis die verskil. Dit is so rof met Paulus gegaan. Hy sê dat dit gevoel het of dit ver bo ons kragte gaan, hè. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is, vers 9. Maar dit het gebeur sodat, onthou as jy sodat, al hierdie slegte goed het my gebeur sodat, nou julle kan alles vergeet wat ek vanoggend sê, maar nou moet julle luister. Die groot sodat, maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sal vertrou nie, maar op God. Maar op God, wat die dooi is, opwek tot die lewe. Hoekom stop die gedeelte nie daar, sodat ons nie op onsself vertrou nie, maar op God? Hoekom stop hy nie daar nie? Paulus het geweet, ons gaan bietjie meer nodig hê, om te weet, okay, soos God kan jou help, wie is God, wat kan hy doen? Wel, God laat mense wat dood gegaan het hy al laat lewe. Laat lewe. Hoe groot is jou probleem? Hoe groot is jou probleem vir God? Jou probleem is 'n stukkie stof vir God. Vir ons is dit groot, né? Dis ongelooflik groot. Partykeer is dit as die kinders iets probeer losdraai of vasdraai en hulle sukkel en pa kom verby en ek gooi hom net so oor, dit bring vir my groot satisfaksie, want dan lyk ek sterk en ek voel goed oor myself. Is dit net ek? Doen julle ouens dit nooit nie? Is dit net ek? Okay, dankie. Ja, dankie, hier is 1 of 2 kinders wat dit sien. Julle al julle mans jok. Wanneer ons iets kan oopmaak wat ander mense nie kan oopmaak nie, dan voel ons, als die girls, as Tasha vir my daai mayonnaise bring, of die en ek klik om net so. Okay, deesdae kan ek dit nie meer doen nie, maar ek gaan oor 'n paar maande dit kan doen. Maar daai krag en dan die kind of die vrou is gewoonlik soos, ja, jy's so sterk.
Dit kom nie naby om te verduidelik hoe groot en almagtig God is nie. Dat die goed wat vir ons swaar en onmoontlik voel om te dra, is vir hom so maklik. As ons hom net wil vertrou. As ons hom net wil vertrou. I am able because God is able. Luister mooi, I am able because God is able. Dit moet jy in jou kop laat vasgord. Sodat wanneer jy in die moeilikheid kom, jy onthou, ek kan, want God kan. Ek kan nie op my eie nie. Dis bo my kragte. Het jy al jouself hardop oor sê, ek kan nie meer nie. Hier is net te veel. Ek wens hierdie net verbygaan. Dis daai oomblik dat jy moet weet, jy moet roep na God en vashou aan hom. Vers 10 sê dit so mooi, hy sê, dit is hy wat ons uit so groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Onderstreep, dit is hy. Nou kyk gou vir my almal, kyk gou vir my. Dit is hy, nie jy, wat die redding bring. Dit is hy, nie jy nie. Daar's geen hoop in jouself nie. Daar's geen hoop buite Jesus nie. En onthou net, ons dien 'n wonderwerkende God. Ons dien 'n bonatuurlike God, wat op 'n bonatuurlike manier in ons lewens werk en dinge in ons lewens kan verander. Op hom is ons hoop gefestig. Hy sal ons ook verder red. Sien, hy het ons al gered en hy sal ons weer red. Hoeveel keer het God jou al gered? Hoeveel keer het hy jou gehelp? Maar ons vergeet so gou. Daar by ons huis is 'n swembad waar daar so 'n stukkie installasie, sementstallasie waar die kinders nou in die swembad kan inspring, maar dit is nou bietjie hoër as die swembad. Ek skat so bietjie meer as 1 meter. En as die kinders klein is hulle is ongelooflik bang om daar af te spring. Wel, dalk is dit met my kinders, dalk het ek hulle kop te veel teen die kusyn gestamp of iets. Maar dan as hulle klein is, dan sê hulle, kom spring, pappa gaan jou vang, pappa gaan jou vang. En dan sê hulle, nee, dan hulle kom so naby en dan gaan hulle weer terug. Kom hulle naby en eventueel stamp ons hulle in. Nee, ons doen nie. Eventueel kom Tasha van agter af, sy stamp hulle en ek vang hulle. Eventueel kry die kind moed en hy spring. En dan vang ek hom. En dan sit oor. As hy net eers beleef het dat pappa my nie sal laat val nie. Die volgende keer spring hy al hoe makliker en al hoe makliker en al hoe makliker. Want hy het geleer, my pa sal my nie laat val nie. Nou enige kind wat dink ek gaan al nooit laat val nie, is 'n fool. Ek gaan een of ander tyd nie kyk nie of ek gaan mis of hy gaan te ver spring en ek gaan jou nie vang nie. Maar God sal elke keer jou vang. God sal nooit jou teleurstel nie. Die Bybel sê hy sal jou nooit begewe nie, nooit verlaat nie. Hy mis nooit nie. Jy kan jou hoop op hom vestig, waarlik op hom vestig. Vers 11 sê, daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring. En dan sal baie hom vir ons dank. Hierdie idee van gebed en hoe belangrik gebed is wanneer daar grondpad is. Dat ons vir mekaar sal bid, dat ons tot God sal bid. Dat ons mekaar sal dra in gebed. Doen jy dit? Bid jy vir die mense in die gemeente? Bid vir mekaar. Dra mekaar. As ons hoor van iemand, as ons iets op die groepie sit, bid regtig. Moenie en probeer jouself herinner, het jy 'n gebedslysie, ek hoop jy het iets wat jy neerskryf, want hoe onthou jy alles? Kry 'n stelsel in plek waar jy goed kan bid en seker maak ons bid vir mekaar. Is daar min goed in die lewe wat so wonderlik is as jy weet ander mense bid vir jou? Is dit nie so nie?
As jy weet jy's op die grondpad en jy is onseker en dinge is rof, is dit die coolste ding om te onthou, daar's mense wat vir my lief is, wat vir my bid, wat na God gaan. Niks beter, niks groter geskenk op die aarde as dit, wat jy vir 'n mens kan gee nie. Dit is nogal mooi as hy so sê, en dan sal baie hom vir ons dank. Hierdie dank is in die Grieks gaan kyk, gebruik hy 'n uiting wat amper die idee skep van mense wat met hulle gesigte opkyk na die hemel. So wanneer ons bid en wanneer al hierdie goed gebeur en God kry die eer, dan gaan mense met hulle gesigte na die hemel staar en net in verwondering staan teenoor God en hom die eer gee. Is dit nie 'n mooi prentjie nie, julle? Daartoe werk julle saam met my, né? Dis wat hy so sê. So ons is saam in die ding, want julle bid vir my en ek werk en mense kom tot bekering en God verander lewens en ons bid vir mekaar en ek bid vir jou vriend by die werk en ons ondersteun mekaar in gebed en ons vertrou mense se siele aan God toe in gebed en sien hoe hulle opkyk na die hemel. So laat ek afsluit. Van kleins af het elke mens begeerte om onafhanklik te wees. Van kleins af. Ek kon onthou toe ons kinders die eerste keer dat eet met 'n lepel. Kyk, kan julle onthou hoe dit gegaan het? Ons kind het natuurlik die lepel perfek gevat en net so mooi in sy mond gesit, klein happies gevat en absolute beheer uitgeoefen oor die lepel. Nie 'n druppeltjie gemors nie. Dink julle dis waar? Julle kinders? Dink julle is waar? Nooit nie. Dit was pampoen. Wat is daai slegte goed wat ons vir die kinders gegee het as jy aan die purity? Dat enige kind dit eet, weet ek nie. Ek kry julle kinders sommer jammer. En dit was purity oralste gewees en dis 'n gemors want hy wil self leer eet. En dis nie lank as 'n kind kan praat nie, laat hy die woord ek wil self ontdek. En dis goed as jy 'n kind is en die Here het dit so gemaak dat ons kan leer om te groei, né? Maar ons het God nodig. Dis goed as jy op die grondpad van die lewe, ry, is goed om te onthou dat jy God nodig het. Ek dink dit gebeur nogal maklik om na God toe te hardloop op die grondpad. Weet nie van julle nie, maar as moeilikheid kom, is dit redelik, almal hardloop daarom na God toe. Die triek dink ek kom daaraan as jy op die grondpad verlang is, om aan te hou na God toe hardloop. Om aan te hou sy gesig soek, om aan te hou om lief te hê en aan te hou om dien. Afhanklik van God, wetend dat ek nie hierdie omstandighede kan verander nie, maar God kan. So, laat ons in afhanklikheid van God lewe en verantwoordelik vir mekaar wees. Kom ons bid saam. Here, ons raak so gou angstig en bekommerd wanneer ons grondpad slaan in die lewe. En baie keer verstaan ons nie regtig waaroor dit gaan nie, Here, en ons is deur mekaar en ons is ongelukkig en ons is hartseer en ons is teleurgesteld en ons is 'n klomp dinge dalk nog. Maar help vir ons, Vader, om te onthou dat die grondpad ook goed is, want dit laat ons groei en dit gee vir ons 'n nuwe manier om afhanklik te wees van U, Here. Dis wat U wil hê. U wil eer en afhanklikheid van ons hê. Help vir ons om dit te doen, help vir ons om te glo, help vir ons om vas te hou, help vir ons om 'n voorbeeld te wees. En Here, help vir ons om nie te vergeet, Here, dat U getrou is. Tot in sake waar ons nie meer voel ons kan nie. Dat ons kan weet, U kan. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Dankie. Wat is daai laaste liedjie? Onthou na die liedjie, die van julle wat nie weet nie, hier agter gaan ons koffie drink saam, so julle is meer as welkom om by ons aan te sluit. Maar jy sê ons afsluit in gebed.
Kom ons staan. God forgave my sin in Jesus' name. I've been born again in Jesus' name, and in Jesus' name I come to you to share His love as He taught me to. He said, Freely, freely you have received. Freely, freely give. Go in my name, and because you believe, others will know that I live. All power is given in Jesus' name, on earth and in heaven, in Jesus' name, and in Jesus' name I come to you to share His love as He taught me to. He said, free. Freely, freely you have received. Freely, freely give. Go in my name, and because you believe, others will know that I live. Go in my name, and because you believe, others will know that I live. Here, ons wil aan U net weer kom lof toebring vir wie U is. En ook, Here, laat U nooit teruggaan op die beloftes nie. Dankie dat U wat was en is en altyd sal wees. U is die koning van konings. U is Here van die leerskare. En nou mag U genade en die liefde en die wonderlike teenwoordigheid van God die enige Vader, Seun en Heilige Gees met ons wees en bly. Amen.